Nuusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Ek glo julle sal by saamstel dat mense fisiese omgewing het 'n groot invloed oor hoe jy dink en voel. Definitief Corneille, maar dis hoe jy werk ook. Presies. My gas is Michael Selfoot en hy is iemand wat weet hoe jy omgewing invloed het op hoe jy voel. Baie dankie, dis wonderlik om hier te wees. Welkom by Nuusboere. In hierdie episode van Nuusboere. Ons anker hierdie en ons volgende Nuusboere episode vanuit die pragtige Banhoek Lodge in Stellenbosch. Dis 'n bestemming vir die fynproewer. Buikakkommodasie, pragtige uitsigte, 'n verskeidenheid aktiwiteite, asook elke moontlike gerief waaraan jy kan dink. En o ja, gasvryheid wat jou langer sal laat bly. Ons eerste nisboerdery, Morgenson Trust Farm, is heel gepas net 'n klipgooi verder weg aan die noordelike hange van die Botmanskopberg geleë. Op hierdie 40 hektar plaas word daar met pruime, fynbos en avokado's geboer. Vandaar vertrek ons na die Brede Kloof Wynvallei, waar ons 'n bekende naam in wynkringe besoek, Bergsig. Die landgoed beslaan 437 hektar, wat 'n verskeidenheid variëteite lewer. Bergsig het reeds in 1843 ontstaan en die huidige Lategans sit die tradisie van wingerdbou trots voort. Hier is Corneille en Michael. Hallo julle en baie welkom by hierdie aflewering van Nuusboere. Ons gas vandag is Michael Selfoot. Michael, welkom hier. Baie dankie. Vertel ons net so inleidend bietjie meer van jouself. Ek bly op Stellenbosch tans, baie gelukkig getroud en ek is een van daai geseënde mense om nog 4 kinders by my te hê in die huis. Ja, lekker. My paadjie het begin hierso in die Kaap met studies aan die Universiteit van Stellenbosch, nagraad gestudeer in plantpatologie en akkerbou en weiding, vir 'n saadmaatskappy gewerk vir 13 jaar en toe voel ek in my hart ek wil graag konsulteer in die bedryf. So ek is tans 'n voltydse onafhanklike konsultant in die landbou. Spesialiteite is nismarkgewasse, saadproduksie, kweekhuisgewasse en ons werk landwyd, nasionaal op die stadium. Ons het ook 'n navorsingsmaatskappy met die passie om groenprodukte in die kommersiële landbou te integreer deur navorsing te doen. Maar as jy nou vir my vra wat my werklike hart is, is dit die gemeenskap van ons omgewing. Ons werk tans in 3 provinsies waar ons opleiding doen via AgriSeta en dan ons ook ons eie nuwensgewende organisasie, AgriVision Foundation, waar ons fokus op basiese landbouvaardighede in informele areas en in landelike areas en dan volg ons dit op met entrepreneurskapsopleiding. Ja, sê net dankie Michael. Dit is ook 'n saak wat ons na in die hart lê. Ons gaan lekker kuier vandag. Ons eerste nisboerdery vandag se program is Morgenson en dit is letterlik net om die draai aan die hange van die Botmanskopberg geleë. Nisboer het gaan kuier. Morgenson, dit kom van my oupa af. My oupa en my ouma het Morgenson gekoop geruime tyd terug en ek was jy weet bevoorreg om op die plaas groot te word en ook dan 'n deel te raak van die boerdery. My ouma het snaaks genoeg geboer en my oupa was 'n veearts in die Kaap en hulle het eers 'n buurplaas besit en toe hulle het Morgenson in die mark kom met hulle Morgenson gekoop en toe was dit 'n gemengde boerdery van sover ek kan onthou was dit pruime en wingerd gewees en toe tussen my pa en my oupa wat aangegaan het met die boerdery het hulle hoofsaaklik gefokus op pruime en steenvrugte en my pa later aan 'n bietjie fynbos geplant wat ons nou weer hervestig het met avokadopere. So die gebou was 'n crèche vir die plaaswerkers se kinders, maar dit het vir die afgelope 20 jaar leeg gestaan en my en my man se droom was nog altyd om 'n padstal te begin. Min wetend dat my baie mooi single skoonpa dieselfde droom gehad het, maar ons het toe met die idee begin rondspeel. Ek het actually regte geswaat. So ek was op pad, ek het klaar geswaat en toe was ek op pad om te begin aansoek doen in die Kaap vir werk. En toe het ons letterlik eendag gesit en hy het vir my gesê, kom ons begin 'n padstal, dit is ons albei se droom. Pruime is nie baie gewild in Suid-Afrika nie en 99% van hulle pruime op die plaas word uitgevoer. So dit het vir hom baie opgewonde gemaak om vir mense in Suid-Afrika meer bloot te stel aan pruime. En ek dink nie in die area is nie 'n plek
wat jy soos regtig na toe kan ry en vars plaasprodukte koop nie. So dit was ook vir ons 'n groot ding. Ek dink ook een van die redes hoekom ons die pasta begin het is om jy weet die carbon footprint op produkte laag te hou. Dis vir ons onmoontlik om met al die verskillende produkte te boer wat in die pastal beskikbaar is, maar jy weet dit wat ons het is direk vanaf die plaas, letterlik stapafstand op die rakke en word blootgestel aan die publiek. En dan dit wat ons ook inkoop met die padstal, jy weet grootendeels groente, is klein bestaansboere van die omgewing en in die gemeenskap wat ons hoofsaaklik probeer ondersteun so ver as wat ons kan. So ek dink in enige boerdery is dit noodsaaklik om volhoubaar te boer. Jy weet, jy boer nie net vir jouself en jou leeftyd nie, maar ook vir die volgende generasie en die volgende generasie. So jy weet, gelukkig het ek is bevoorreg om 'n pa te hê wat ek noem hom altyd groen pa te hê wat baie lief is vir die natuur en ook natuurlik my lief gemaak het vir die natuur. So ons probeer soveel as moontlik terugsit in die natuur om jy weet om volhoubaar te wees. Ons doen dekgewasse tussen die boorde. Het ons so 3 jaar terug begin het ons begin saai en ons sien baie goeie resultate wat pest en pla hand af. Jy weet jy skep net eenvoudig zones wat jy nie hulle deur chemiese middels hoef te bestuur nie. Ons het allerhande, jy weet, inheemse windbreekbome wat ons nou plant. Ons sal al die uitheemse windbreekbome uit en ons hervestig dit met inheemse bome wat in ons area voorkom. Ons probeer so ver as moontlik baie organiese materiaal terugsit in die grond. So as ons boorde vervang, sal ons dit opmals en ons sal dit weer gebruik om onder die bome te sit wat weer help met mikroorganismes en jou waterbesparing wat jy die direkte son weghou van die grond. Daar's verskeie faktore, daar's sekere risiko's waaroor jy nie beheer het nie en dan is daar risiko's wat jy ook natuurlik oor beheer het. Byvoorbeeld die butternuts het ons eystervarke en my pa sê altyd vir my, jy kan nie net vat in die natuur nie, iewers moet jy plaas-tax ook betaal. En en ons het besluit, okay wel, ons wil graag die butternuts laat werk, so ons het toe met 'n plan voor 'n dag gekom om net reg rondom die lande te span en dan het ek 'n man wat elke dag lyndraad stap soos in die Karoo en seker maak dat ons die eystervarke kan uithou sonder om enigsins hulle jy weet sleg te benadeel. So ons bied soveel verskillende produkte. Ons grootste ding was van die begin af ons roosterkoeke en ons varsprodukte. Ons kwaliteit van ons produkte, glo ek, is daarbo. Ons maak 100% seker dat ons kwaliteit is altyd perfek, maar jy kan ongelooflike lekker koffie kry as jy by die deur inloop. As jy opstap na die padstal toe, sien jy al klaar die koffiehoekie en jy ruik die lekker koffie, dan kan jy ons gewildste roosterkoek probeer wat ons Karoo lam roosterkoek is. Dan het ons eie heuning, ons het ons eie olyfolie en ons het pastries, ons het ons eie jams, ons het 'n prime jam wat ons natuurlik self maak. Wat ek vir jou kan beloof is as jy na hierdie padstal toe kom, sal daar definitief iets wees wat jou oog vang. Ons produkte is kwaliteit en ons doen moeite met dit en ons support local en so ver as moontlik sal ons altyd seker maak dat ons kwaliteit perfek is. So ek dink in Suid-Afrika is al ontsettend baie geleenthede en ek en my vrou is al twee, sy's 'n groter dromer as ek, maar ons droom altyd saam en ons praat baie om 'n kampvuur oor dinge en goed wat ons wil bereik en ek dink jy weet as jy bereid is om hard te werk, die tyd in te sit, die effort in te sit, dan is daar soveel geleenthede wat op jou pad sal kom. Net hierna, ons besoek die Bergsig Wynlandgoed. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Nou besoek ons Bergsig Wynlandgoed vir 'n reg Kaapse ervaring. Bergsig het reeds in 1843 ontstaan en die huidige lategaan sit die tradisie van die wingerdbou trots voort. Geniet die bydra. Ons familie het 'n baie ryk geskiedenis in die area, wat ek baie trots is om van deel te wees. In 1735 het my voorvader Johan Herman Lategaan gestap tot in Rotterdam in Nederland en
deel geword van die VOC as 'n soldaat. En hy het op die skip die Patmos, wat ons Shannon Blank na vernoem is, geseil tot in die Kaap en vir 8 jaar lank diens gedoen as 'n soldaat vir die VOC. Daarna het hy vir hom 'n stukkie grond gekry in die Waalmakersvallei, wat vandag Wellington is, waar my familie geboer het vir omtrent 100 jaar. En 7 generasies later is ek bevoorreg om die stokke te kan help oorneem. Terroir is baie interessant, veral met die verskillende grondsoorte in die area. So daar's eintlik 2 goed wat 'n baie positiewe impak op die wyn het. Ons het 'n foutlyn wat reg in die middel van die plaas deurloop, die Woester foutlyn. En is baie interessant as jy in die wingerd gaan stap, kan 'n mens duidelik sien hoe die grond van die een foutlyn of van die een grondtipe oorgaan in die volgende. So die een kant is Tafelberg sandsteen en dan die ander gedeelte van die foutlyn is Malmesbury skalie. En dit is baie interessant hoe die verskillende grondtipes wat se invloed dit op die smaak en die geure van die wyn het. So met tyd en generasies se boer kon ons nou al sien dat verskillende grondtipes en liggings en hellings het 'n beter impak op spesifieke wynkultivars. En ons het ons plase so uitgelê om die beste kwaliteit van die verskillende en diverse grondtipes te kan kry en dan die beste wyn daarvan te maak. Ons familie is baie lief vir die natuur en ons hou van die buitelewe en van bergklim en stap en voëls kyk en die natuur geniet. So ons het besluit om boerderypraktyke te implementeer wat nie die aarde skade aandoen nie, om voorsiening te maak vir die volgende generasies en ek is eintlik bevoorreg dat van die vorige generasies dit al besluit het. So by Bersig het ons tans meer rivier- en berggrond as bewerkte landbougrond. En ons sit 'n klem fokus daarop om hierdie grond te rehabiliteer en te bespaar van landbou en die omgewing te behou vir toekomstige generasies. So ons het verskeie reekse wyne by Bersig. So die Beinsloof wat die maklike drinkwyn is en dit is vernoem na die Beinsloof pas. Dan het ons die Bersig reeks. Die Lategan reeks is vir my baie spesiaal, veral die Patmos. Dit is vernoem na die skip waarmee my voorvader na Suid-Afrika geseil het. En die hele rede is hoekom Bersig vandag hier is en hoekom ek ook bestaan. Omdat hy daai stap geneem het en die onbekende ingevaar het. Dan is die Icarus ook vir my baie spesiaal. Dit is ons premium reservewyne. Dit is vernoem na die Griekse mitologiese karakter Icarus en ek dink dit is wat Icarus vir ons is, om die heel beste wyn wat ons by Bersig maak in hierdie bottel te kan sit en vir die publiek gee om ook saam met ons te geniet. Ons probeer juis nie laat erkennings ons in 'n sekere rigting dryf deur sekere style te produseer nie. Ons probeer eg bly by Bersig en probeer ons terroir te gebruik om die kenmerke van ons wynstyle so voor te berei. So wat behels dit om 'n wynmaker te wees? Baie mense dink net jy werk net 3 maande van die jaar. Dit is 'n leuen. Wyn maak begin al by die wingerd. By Bersig het ons 'n ongelooflike span wat seker maak dat ons topkwaliteit druiwe reeds al in die wingerd begin produseer. So dit maak die wynmakers se werk sodra die druiwe ontvang word soveel makliker. My werk is om te verseker dat die druiwe wat ek ontvang 'n premium wyn kan produseer. Die regte geseleksie te gebruik, die regte breimiddels te gebruik en steeds die wyn se unieke terroir-geure vorendag bring en nie dit beïnvloed met allerlei ander bymiddels wat jy byvoeg om sekere geure te produseer nie. So ons probeer regtig die vrug wat in die wingerd is, se geure deurtrek na elke bottel toe. Hierso by ons proelokaal het ons verskeidenheid pairings. Ons het onder andere 'n winters
pairing wat ons gedurende die winter nogals loods. Dan het ons ook ons delight pairing waar dan nou 4 van ons niswyne en 4 bytappies is wat hier tuis gemaak word. Wat ons uitgesoek het om saam met mekaar mooi te pas. En dan bied ons ook 'n bistro spyskaart aan waar ons dan vir jou in die regte rigting sal help om dan nou die perfekte bottel wyn saam met jou maaltyd van keuse te geniet. Behalwe vir die proe wat ons aanbied hier so by ons bistro, bied ons ook 'n geleentheid vir konferensies en het dit nou 'n baba tee of 'n kombuistee is, ons kan tot en met 40 mense akkommodeer. En dan het ons ook 'n buitesit area vir as dit 'n tuin geleentheid is. Hier so by Bersig het ons 2 buiteaktiwiteite wat ons oopgemaak het vir die publiek omdat ons self van die natuur en van die omgewing hou. So ons het 'n 13 km bergfietsroete en dan het ons ook 'n 5 km voeltjiekyk-roete vir die natuurliefhebbers. Wat dan ook lekker is, as jy klaar die roete gestap of gery het, dan kan jy altyd hier kom aanmeld by ons bistro en 'n bietjie van ons wyne en ons kosse kom ervaar. So wat ook lekker is by Bersig, ons bied 'n selfsorgakkommodasie huis aan, wat geskik is vir 6 mense, het dit nou vir besigheid is of net 'n lekker naweek wegbreek. Vir jong mense sal ek sê probeer om van soveel as moontlik goeders te leer en vaardighede te kry. Dit is maklik om net op een ding te fokus, om te sê ek gaan boer en ek wil alles weet van hierdie boerdery, maar dan skep jy ander goed waarna jy ook kan goed wees af. So ja, leer brei en bootry en voëls kyk of wat ook al jy van nou gee aandag daaraan ook. Maar ja, soos inleidend gesê het, 'n goeie mooi omgewing kan 'n mens inspireer, maar 'n netjiese plaas gebeur sommer net van self nie, nê? Dit is waar. Ek dink dit begin by die mense wat netjies is en trots is in hulle self, hulle omgewing. En as jy na 'n produsent se plaas toe ry en sy werf is netjies en skoon, dan is dit baie keer die geval in die boorde ook. Ja, dit sê baie ja. En in hierdie geval wat al soveel plase soveel geslagte aankom en weer eens ek die toerisme baie suksesvol benut het. Ja, en dit is wonderlik om te sien hoe hulle die kultivars aangepas het by die grondtipes en die verskillende mikroklimate om sukses te bereik. Ons gaan gewinkels toe, sien julle net hierna. Net hierna, ons gesels met Michael Southwood van die AgriVision Foundation. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Michael, ja, ons ken mekaar al 'n paar jaar, ons het op 'n paar lekker projekte saam gedoen, lekker saam gewerk. Ek weet jy het 'n hart vir mense en jy is baie betrokke met nisboerdery en opleiding, maar sê vir my waar begin dit as iemand nou kyk en hy is nou lus om in die landbou te betree? Ek dink elke omgewing het sy eie uitdagings, maar as jy 'n hart het vir die mense wat hiermee saamlewe en saamwerk, gaan jy geleenthede sien om in hulle lewens te investeer. Dit is vir my baie belangrik soos ek beweeg as konsultant van omgewing tot omgewing om die hoofgebreke van gemeenskappe te identifiseer met die rolspelers en produsente in die omgewing te gesels en saam tot 'n oplossing te kom. Michael, ja, nee, dit is vir my so belangrik en baie mense het goeie bedoelings, goeie intensies en begin met projekte en mense help, maar baie selde sien hulle dat dit eintlik van krag tot krag gaan, daar's 'n bietjie hoop en dan verdwyn dit. Wat se raad het jy dat 'n mens hierdie goed kan volhoubaar maak en dat hulle eintlik kan sterker gaan sodat ons op die volgende nuwe projek kan fokus? Baie goeie vraag, Connie. Ek wens ek het vir jou 'n antwoord gehad, maar ek dink die hoofbestanddeel is hoop. As jy hoop in iemand se hart kan deponeer, dan is daar wilskrag om jou eie lewe, jou familie se lewe en jou gemeenskap te impakteer. En dis wat ons probeer oordra met opleiding, met basiese vaardighede in landbou en om 'n bietjie dieper te delf in die harte, tyd te spandeer met mense en hulle storie te luister na en ag te gee daarop. Ja, jy noem 2 belangrike punte. Die een is ja, ek dink mense wil waardig gevoel word. Dit moenie voel soos 'n almoes, jy kry hom jammer en wil help, hy wil ja, sy menswaardigheid moet behou wy, maar opleiding, want ek weet ons het al hierdie projekte, die saadpakkies en ek weet jy help ons nou met die speserye, maar sonder opleiding gaan dit ook nie volhoubaar wees nie. So jy doen baie met die opleiding ook. Ja, ek dink mense moet prakties raak en die mense geniet dit. As jy daar in die grond saam met hulle stap en jou vingers vuil maak, die saad self saai, terugkom en belangstelling toon.
En dit lei tot 'n volhoubare verhouding en baie keer 'n suksesvolle gewas. In die tipe gewasse wat jy nou al so in opleiding gegee het, is daar spesifieke goed, ons sit nou hier in die pragtige Weskaap wat jy dink beter kans het vir sukses of hang dit weer eens af van jou hoe naby jy aan jou mark is? Elke mikroklimaat en grondtipe leen hom tot 'n spesifieke spesies en gewas. En dit is om die omgewing eers te verstaan belangrik, maar jou seisoene te verstaan, jou plante en jou saaitye. In die Weskaap is ons geseënd met baie biodiversiteit, so vrugtebome of dit nou kern of steenvrugte is, nismarkgewasse, groentes, bessies, speel almal 'n rol. Ons probeer in meeste gemeenskappe eers kontantvloei genereer. So as jy kan begin met kruie of met groentes genereer dit kontantvloei, dit lei tot jou gewasse wat dan opgelei kan word, soos kiwis en grenadellas, selfs wyn of tafeldruiwe, en dan het jy die befondsing om jou meerjarige gewasse te plant daarna. Dit is baie slim en ek weet dit jy's gevra, dit is so gewoonlik waar ons wil betrokke raak en ek weet jy ook, die nood is groot. So hy wil nou nie 'n plan hoor wat om 3, 4, 5 jaar gaan vat om boomgewasse te vestig en dan eers inkomste nie. Hulle het onmiddellike behoeftes. So dan kan die groentes werk, die kruie wat ek weet ons tans saam met julle besig is om na 'n paar projekte te kyk. Opleidingsmateriaal, dit is maar julle skryf dit self of waar kry mens dit? Ja, ek dink elke jaar herskryf jy laasjaar se opleidingsmateriaal. Die fokus is entrepreneurskap en as mens 'n kind op 'n jong stadium kan vang dat hy opgewonde is om 'n geldjie te maak, dan gaan dit waarskynlik groei in 'n medium en dan in 'n groot besigheid. So die plan is om seisonale gewasse te plant sodat daar inkomste is reg deur die jaar. Een ding wat ons baie pla in die Kaap is die wind natuurlik. Julle weer is ons probeer altyd windbreuke plant om die tuine, maar van gewasse wat jy kan oes en eet. Okay. Dis maak jy laas nog so baie dit ek wil vra, maar weer eens verskriklik dankie vir wat julle vir landbou doen, maar op alle terreine. Is daar een laaste wenk wat jy miskien net vir die kykers moet kyk van wat jy nou al so met jou jy het al 'n lang pad gestap in landbou wat jy miskien waargeneem het? Ja. As ons praat nou van die nisboere, sal ek sê bou eers verhoudings. Moenie inkom en slim wees met jou idees en jou planne nie. Bou verhoudings, identifiseer die leiers in die omgewing en werk met hulle. Jy sê baie dankie nie, dit was regtig insiggewend. Dankie Corneille. Baie dankie ook aan spesiale gaste, julle die kykers. Mooi loop en onthou om ons nisboere te ondersteun. En baie dankie vir ons verskaffer, wie se logos hier op die skerm verskyn. Julle maak dit vir ons moontlik om hierdie tipe programme aan te bied. En onthou asseblief om al julle nisboeridees te stuur na die e-posadres wat hier onder die skerm verskyn. Ons ondersoek elkeen van hulle. Mooi loop tot 'n volgende keer. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is die plan. Wat jou hart dood maak. Hou net aan glo. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.